die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. So die Here, ons dankie vir die goedheid. Ons dankie Here vir ons samesyn. Here, deur die genade dat ons enigstens hier kan wees. Ja, Here, soos ons gesing het van teenwoordigheid, besef ons opnuut, ons is in die teenwoordigheid. Here, is dit nie 'n geval dat ons eers die teenwoordigheid oproep nie, want ons aanbid U as die alomteenwoordige, almagtige God. U is reeds hier. Here, liewers is ons gebed, alhoewel ons in die vlees hier is, dat ons werklik teenwoordig sal word. As ons sal hoor en luister, Here, dat ons sal kyk en sien. Ons gedagtes vind ons is soms oral elders behalwe hier in die huis. In 'n week wat verby is met sy bekommernisse en sy gejaagdheid, en Here, so ook in 'n week wat kom met dieselfde. Bevind ons onsself, vang ons onsself uit. Alhoewel ons hier sit, is ons nie hier nie. Kon ons sing van die teenwoordigheid wat ons herinner, Here, van dankbaarheid om hier te kan wees, om uit U woord te kan luister en hoor en doen. Ja, Here, die voorreg. Dankie, Here, vir U goedheid. Dankie, Here, dat ons ook nou in afwagting op U woord kan hoor, ons eie kan maak, en dat ons weet U spreek deur die Gees. Ja, selfs deur die krom en skewe woorde van 'n mens. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, van die evangelies wat ons lees, die evangelie volgens Markus, Markus 8 vers 22 tot 26. In my Bybel, die Nuwe Testament, is dit te vind op bladsy 60 in die 83 vertaling, Markus 8, 22 tot 26, 'n relatief kort gedeelte. Jesus genees 'n blinde man in Betsaida, as die opskrif daar. Hulle het in Betsaida aangekom, en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend, is die woord van die Here. Gelukkig is ons as ons hierdie woorde kan hoor, maar meer gelukkig ons wat dit kan doen en daarvolgens kan lewe. Amen. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, 'n redelik eenvoudige gedeelte, 'n kort gedeelte ook daarmee saam, wat ons vanoggend gelees het. Ek dink dit is waar dit mens dalk uitvang. In die eerste lees daarvan, sienende dat dit baie bekend is, dis 'n wonderwerk wat Jesus gereeld doen, mense se oë sou genees het, en ook daarmee saam kort, dat dit op die oog af baie eenvoudig lyk. Tog, as ons 'n stap sal terugneem en soos ons dieper na hierdie teks ook sodanig kyk, is hierdie gedeelte, Markus 8, 22 tot 26, sekerlik een van die mees aangrypende gedeeltes in die evangelie volgens Markus. Verseker baie sterk wendings
oomblik. Ons gaan ook met latere ondersoek sien hoekom dit presies so was. Ons lees, hulle kom toe in Betsaida, daar bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en smeek hom om hom aan te raak. 'n Gedeelte wat ons gelees het, geliefdes, wat begin soos enige ander wonderwerk van Jesus, mense bring die in nood en die uiteinde is presies ook dieselfde soos menigte van Jesus se wonderwerke, indien nie almal dan. Dis genesing, dis perspektief, dis rigting, dis lewe. Maar wat anders is in hierdie gedeelte, die middelgedeelte, is dat hierdie wonderwerk in fases plaasvind. En daardie fase is krities belangrik in die verstaan, nie net van hierdie gelykenis nie, maar vir ons hoe ons die evangelie as sulks, die evangelie volgens Markus as 'n geheel moet lees. Want hierdie wonderwerk praat nie net alleen van die wonderwerk. Dit praat ook oor die geloof van die karakters in die evangelie. Geliefdes, om die betekenis van hierdie wonderwerk beter te verstaan, moet ons eers natuurlik in die groter konteks daarvan kyk. En in die groter konteks in die evangelie, veral die evangelie volgens Markus, kry jy hierdie heersende vraag, hierdie sterk vraag wat in elke hoofstuk van Markus beantwoord wil word, is: wie is Jesus? En soos dit hoofstuk 1 na hoofstuk 8 beweeg, is die antwoord die hele tyd 'n vordering, 'n progressie. Na hoofstuk 8 en verder tot aan die einde, is dit ook 'n progressie. Weet mens meer, beter, sien jy meer en beter. Vir ons as lesers is dit egter iets wat anders. Op hierdie vraag, wie is Jesus, weet ons vanaf die begin, met die intrapslag in die lees van hierdie evangelie, weet ons as lesers wie Jesus is. Trouwens in die woorde, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Ons as lesers, geliefdes, is bevoorreg dan in daardie sin om vanaf die begin van hoofstuk 1 te weet. As ek hier van Christus lees, is dit Christus as die Seun van God. Maar so is die gedagte ook dat die karakters hulle self dit nog nie weet. Binne die karakters is daar ook 'n mate van progressie, 'n vordering, 'n beter weet. Die disippels as 'n groep wat aanvanklik saam met Jesus gestap het, gesien wat hy gesien het, gedoen wat hy gedoen het ook, vrae gevra het. Vir hulle het Jesus al hoe duideliker mettertyd geword. Hulle het nie met die eerste intrapslag geweet wie Jesus volkome is. En dit, geliefdes, nie net die disippels nie, die ander karakters wat ons ook in die evangelies lees, die antagoniste, byvoorbeeld die fariseërs, die sadduseërs, skrifgeleerdes, hulle het ook 'n verandering ondergaan. Of hulle nou daarmee saamstem of nie, is 'n ander vraag. Maar daar ook progressie in hulle denke plaasgevind. Of dan nou soseer jou neutrale karakters, soos 'n skare wat ten aanskoue is van Jesus se wonderwerke. Hulle self het daar ook 'n mate van progressie plaasgevind. Ons as leser het die voorreg om vanaf die begin af te weet. En daarom sê ons lees meer objektief as die karakters hulle self wat in die verhaal self is. Liefdes, die hele evangelie vertel van mense wat na Jesus kyk. Sy wonderwerke. Wat sy gesag hoor. Wat sien met hulle oë wat hy doen. Maar dan telkens, en vir fyn lees moet mens dit opmerk in die evangelie, hulle sou sien, maar hulle sou nie kon weet, interpreteer wat hulle sien. Typies, jy kyk maar jy sien. Of jy hoor maar jy luister nie. Dis daar, dis voor jou, maar jy besef nie die impak, die gewig
wat dit dra, die omvang van dit wat jy dan nou beleef. Christus wat baie wonderwerke doen, siekes genees, demone uitdryf, storm stil gemaak het, mense gevoed het. Dis alles die voorafgaande van as ons Markus 8 sal lees. Die gedeelte onmiddellik voor Markus 8 is waar Jesus in die skuit vir sy disippels vra, pas op na die suurdeeg van die Fariseërs. Let op daarna. En dit, geliefdes, kom na aanleiding van 'n vraag wat die disippels gehad het toe hulle op die skuit was, dat hulle honger begin raak, het hulle nie genoeg brood ingepak. En hulle maak dit duidelik aan Jesus, ons het nie genoeg brood nie, maar dan antwoord Christus op hierdie vraag, let na die suurdeeg van die Fariseërs. Met ander woorde, dis iets fisiese tekort om honger te ly, maar dan antwoord Jesus in 'n geestelike toon. Pas op na die suurdeeg van die Fariseërs, bedoelende die geestelike. So suurdeeg deur brood deur suur, 'n brood laat rys. Pas op na die invloed van die Fariseërs. Let daarop na. Jesus wat nie met hulle praat oor fisiese brood. Hulle begin wel die gesprek daarmee, maar Christus vergeestelik hierdie fisiese. Trouwens, Christus doen dit gereeld. En dan weer daardie frase, daardie krities belangrike, waar jy langs beweeg, waar Christus sien, wat 'n begrip aan verstand, wat 'n gebrek. Julle sien, maar julle sien nie werklik. Julle hoor, maar julle luister nie. Dis die gedeelte reg voor ons skrifgedeelte, waar Jesus vir sy disippels presies dit vra, verstaan julle nog? Begryp julle nie? Is julle verstand nog gesluit? Julle het oë, sien julle dan nie? Julle het ore, hoor julle dan nie? Geliefdes, en dan ons gedeelte. Mense sou dink, dit is nou 'n nuwe moment. Dit is 'n nuwe verhaal, maar eintlik is dit hierdie heersende vraag nog steeds. Sien hulle werklik? Hoor hulle werklik? Verstaan hulle werklik? Ons skrifgedeelte beskryf die disippels wat vier in Bethsaida. Die naam van die dorp, geliefdes, is belangrik vir ons. Bethsaida as die plek wat eintlik baie bevoorreg is. Bevoorreg in die sin dat hulle kon sien wat ander dorpe nie gesien het. Jesus se wonderwerk. Hulle het die voorreg gehad, hulle was blootgestel, geliefdes, aan baie wonderwerke wat spesifiek in Bethsaida en meer in Bethsaida as in ander dorpe plaasgevind het. En daarom is dit ook geen geluk dan dat dit hier plaasvind nie. Christus beplan dit so. Dit is in Bethsaida spesifiek van alle dorpe wat reeds so baie wonderwerke gesien het, dat hierdie verhaal homself afspeel. Maar die mense van Bethsaida het egter nie tot geloof in Christus gekom. Hulle het hierdie wonderwerke gesien, baie wonderwerke, maar baie het nie tot geloof gekom. Spesifiek soos jy heeltyd leersend krities in die evangelie volgens Markus dit vind, mense sien, mense hoor, maar hulle kyk nie soos hulle moet kyk nie, hulle hoor nie soos hulle moet hoor. En spesifiek dan ook in hierdie geval die in Bethsaida. Hulle glo nie. Tog kon hulle soveel geleentheid hê om te sien en te hoor en te beleef, glo hulle steeds nie. En daarom, geliefdes, juist dat die wonderwerk hier plaasvind. En dan die gewone. Man word na Jesus gebring. Hierdie blinde man uit die aard van die saak kan hy natuurlik nie uit sy eie na Jesus toe kom nie. Hy word gelei na Christus toe. Hierin sien ons ook natuurlik die waarde van geloofsgemeenskap om te ondersteun, te lei.
Uit sy eie beweging sou hy dit nie kon doen. Hy word na Christus gebring. En dan doen Jesus iets ongewoon. Hy neem die man aan die hand en lei hom uit die dorp uit. Die vraag is, waarom doen hy dit? In baie van Jesus se wonderwerke is dit 'n geval dat dit plaasvind waar almal kan sien, dis in die publiek. Maar in hierdie geval doen Jesus dit nie. Juis waar die skare mense is, wil hy die man wegneem uit die skare. Ons het nie noodwendige antwoorde daarop nie. Een van dit mag dalk wees dat hier dui dat God in persoonlike terme ook genesing bring. Persoonlik, nie in aanskoue van ander, self met hierdie blinde man. Jesus word nie deur die massas beheer nie, maar hy sien die individue raak. Hy sien die persoon raak. Hy weet persoonlik. En geliefdes, daarom dan is dit juist treffend vir die feit dat Jesus die man aan die hand neem. Dis Christus wat hierdie man aan die hand neem. Die teks maak dit baie duidelik, hy word nie deur die disippels gelei nie. Jesus neem die man aan die hand, lei hom uit. Hy sou nie self kon nie. Hy is blind. Maar tog moet hierdie man dit toelaat. Hy weet nie waarheen hierdie pad gaan lei nie. Hy weet nie hoekom Jesus hom nou weer uitlei nie. Hy was dan nou pas ingelei en hy is maar nou net aangewese op die leiding van die metoor. Maar hy kan tog steeds aanvaar of hy wil gaan of nie gaan nie. Hy laat toe. Hy plaas sy lewe, sy rigting in die hande van die Here. Hy vertrou die Here. Markus, geliefdes, gebruik min woorde. Hierdie beeld is besonder kragtig. So beweeg ek oor na die volgende deel van ons wonderwerk. Die genesing dan nou self. Waar hierdie man vind dat Jesus op sy oë sou spoeg. Natuurlik vir ons as moderne lesers al klaar weer eens vreemd om dit in 'n teks te lees. Dat genesing deur speeksel sou plaasvind. In die antieke wêreld was dit maar so, speeksel is beskou as iets wat genesingskrag dra, kan ons maar sê. Maar mense kan jou vinnig in 'n dwaalspoor bevind as jy dan sodanig na die metode kyk, hoe Christus te doen, te vergelyk hoe hy ander kere doen wat hy net gewoon sou spreek. Hier moet mens raak sien, raak hoor wat die essensie is van die saak. Dit gaan nie oor die metode nie. Dit gaan nie oor die speeksel nie. Dit gaan oor die een wat genees. En dis Christus. En dan gebeur ons wat ons sien nêrens anders in die evangelies te vind is nie. Jesus se vraag, sien jy al iets waarop hy antwoord? Ek sien mense, ek sien hulle soos bome. Ek sien hulle loop. Met ander woorde, blinde man is nou skielik nie meer heeltemal blind nie, maar ons kan hom ook nie klassifiseer as een wat baie goed kan sien. Jy weet jy het 'n probleem as jy mense soos bome gaan aansien. Jy is nie blind nie, maar jy kan ook nie sê jy kan volledig sien. Hy sien vaag. Hy sien iets, maar hy sien nie alles nie. Hy sien verwronge. Mense dan soos hierdie wandelende bome. In hierdie gelykenis, of liewers in hierdie wonderwerk, het genesing plaasgevind. Maar dit is nog nie voltooi. En geliefdes, dis juist by hierdie stuk vraagstelling wat mens dan by uitkom, hoekom nie? Christus moet dan net veronderstel wees om 'n woord te kan spreek en hierdie man is gesond. Trouwens soos hy al die ander kere in die evangelies doen. Hy sê en dit gebeur. Hy raak aan en die persoon is heeltemal gesond. Niks van tussenposes. Van bietjie beter, maar nog nie heeltemal reg nie. Niks daarvan nie. Dit was
van niks tot iets, van dood tot lewe. Waarom dan nou dat hierdie man blind homself nou halfsienende of halfblind dan nou beleef? Geliefdes, en dis waar die teologiese insig juis inkom. Dis om hierdie kritiese vraag waar die boodskap juis van ons teks lê. En is hierdie gedeelte wat eintlik 'n kommentaar lewer op die res van die hele evangelie volgens Markus. Dit gaan nie so seer oor die genesing wat hier plaasgevind het, soos wat die mense fokus geneig is om te wees. Ons kyk net na die genesing. Hierdie gedeelte, baie interessant, wys iets meer van die geloofsreis van die disippels. Jy sal dalk vra, nou waar kom ons op so antwoord? Niks word daarvan vermeld eers. Hierdie wonderwerk in sy fases, van blind meer sien tot hy heeltemal kan sien, is eintlik 'n stuk kommentaar, die hele gedeelte, die tendens van geloofsvorming, geliefdes, wat ons in die evangelie volgens Markus vind. Dit gee 'n kommentaar daarop. Die disippels begin ons mee. Die disippels het aanvanklik nie geweet wie Jesus was. Christus het hulle geroep en mettertyd het hulle meer insig gekry, kon hulle meer sien, geestelik gesproke dan. Daar was nooit 'n tyd voor Jesus se bediening, of selfs ten tye van sy bediening, kan ons 'n sterk saak voorvoer, dat hulle ten volle geweet het, die disippels, wie en wat Jesus is. Eers na die opstanding het die disippels beter insig gehad daartoe. Met ander woorde, hulle geestelike insig, hulle geestelike oë, om dit dan so te stel, het deur fases van beter word gegaan. Die disippels het Jesus erken as nie die gewone mens. Hy kon wonders doen. Later het hulle aan Christus gesien, maar hierdie persoon het goddelike gesag. Hy spreek, dit gebeur. En hy spreek met wysheid en insig. Dit is 'n man van God. Geliefdes, in geen onduidelike terme nie moet ons dit aanhoor, het hulle nie op daardie moment geweet voor Markus 8, wat al redelik ver in die evangelie is, presies wie en wat Jesus was nie. Hulle het gesien, hulle het nie altyd besef wat sien hulle nie. Hulle het gehoor, maar hulle het nie altyd besef wat hulle hoor nie. Ons sien hierdie progressie in die hele Matteus, veral direk na ons skriflesing, lees dit gerus op jou eie tyd. Dan vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense van buite is ek? Weerens hierdie heersende vraag in Markus, wie is Christus? Vra hy dit self. Dan antwoord die disippels, waar Petrus dan op 'n punt kom vir die eerste keer in Markus 8, waar hy sê, U is die Christus, die Seun van God. Vir die eerste keer direk na hierdie gedeelte, wat juis handel oor die fases van blind na sien. Die eerste keer dat 'n disipel, en van daar af die disipelkring as 'n groter geheel, die insig het om Christus as die Seun van God te bely, waar ons al in hoofstuk 1 as leser daardie voorreg gehad het. En dan sal jy nou dink, goed, nou weet hulle dit. Ons is by Markus 8 en die disippels weet nou, hy is die Seun van God. Hulle het nou hierdie insig en nou is die saak reg. Geliefdes, maar ons sien steeds, selfs aan Petrus, het hy maar sy eie bevooroordeling van wie Jesus moet wees. En nie moet wees, soos dit hom pas, soos hy die saak insien, soos hy die lewe sien. Trouwens, Petrus was die een wat vir Christus durwaag berisp het, toe Christus vertel het van die kruis wat sal volg. Hulle kon sien, maar die disippels het nie alles gesien. Dit is en daarom juist dat Markus die wonderwerk hier plaas, op hierdie plek in Markus 8.
Die blinde man word as ware 'n lewende gelykenis van die disippels se geestelike toestand. Ek sê weer, luister mooi. Hierdie blinde man wat op ons aandag so wil vestig, hy raak 'n lewende gelykenis van al die karakters eintlik in Markus. Soos hierdie man deur fases van sig beweeg die disippels ander volgelinge ook, kan ons dan nou sê, in die evangelie, ook deur fases van erkenning wie Christus is. 'n bietjie sagter praat. Geliefdes, ons fokus so op die gelykenis, en dan mag ons dalk in die prediking bietjie te veel fokus op die fase groei van die disippels sodanig. Maar hierdie teks gaan eintlik nie eers soseer oor die disippels en hulle groeifase. Het gaan oor ons. Ons wat dit lees. Het gaan oor ons fase van die geloof. En die merkwaardighede wat ons hierin sien van Christus. Christus se geduld met hierdie man en sy gesond word. Van nie kon sien, half sien, het Jesus hom nie net sonder meer gelos nie. En vir hom gesê, dis nou beter as niks, jy hoef daarom nou nie meer dat ander jou aan die hand lei. Hierdie gedeelte eindig wel by Christus se voltooide werk. Hy los hierdie man, geliefdes, nie half genees nie. Hy doen sy werk, hy doen dit volledig. Maar dit is nie altyd so vinnig soos die mens sou wou dink. Dieselfde in die disippels, as ons vir 'n oomblik net weer kan teruggaan. Hulle verstaan stadig, hulle maak foute. Hulle misverstaan Christus baie keer. Soveel so as jy dit wil lees dat jy hulle wil ernstig aanspreek. Hoe kon jy dit nie insien? Maar wat waar is as jy sien Christus se geduld met daardie disippels, met hulle onbegrip, met hulle hiernatoe gaan as Christus sê gaan daardie kant toe. Die Here los hulle nie. Hy bly by hulle, getrou, hy werk met hulle. So ook met ons. Geliefdes, meeste van ons kan onsself eintlik maar maklik met hierdie blinde man in herken. As ons dan van ons geloofsinsig praat. Ons dink geloofsinsig moet onmiddellik wees. Dit moet volmaak wees. Soms word dit deur kerke ook so gepredik. Kitsgeloof, kitsoplossings. Ons hoor nie dat die woord van die Here dit so sê noodwendig. Ons beleef dat die werklikheid anders is. Die wêreld werk nie in kitsoplossings, maar in proses. Maar dit kan deeglik wees. Dink ook so aan jou eie lewe. Tye wat jy dalk sou sê, ek kan dalk sien dat Christus in so 'n situasie werk. Maar jy moet erken, jy verstaan nie alles nie. Dis eers as jy terugkyk wat jy meer objektief kan sien presies hoe Christus gewerk het. Hoe God werk, hoe die Gees dinamies werk. Ook so volg ons die Here, maar daar is tye wat ons nie begryp. Ons lees die Bybel, maar daar is ook tye wat ons dit nie verstaan. Of dan ook kere gedeeltes wat jy oor en oor sou lees, en skielik lees jy iets en jy verstaan dit nou anders. Die woord van die Here bly dieselfde, die teks het nie verander nie, jy het verander. Jou lewensomstandighede het verander, jou nood het verander. Jou geestelike insig het verander. Maar weer by die groot troos van die verlosser wat die mens nie sonder meer net los. In hulle fase van groei. In hulle, ek is nog nie daar nie. Here, ek verstaan nog nie ten volle nie. Here, ek sukkel met dit of dat. Die Here wat by ons bly.
soos hy by hierdie man trou gebly het, die blinde, soos hy by die disippels, as 'n bediening van 3 jaar trou gebly het, maar ook so deur heel die mense lewe. Net so geliefdes werk God met ons, sy kinders. Waar hy jou vorm, al wil jy dalk nie gevorm word. Waar hy jou leer, al dink jy is volleer. Waar hy jou korrigeer, al dink jy loop die pad reg. Waar hy jou lei, waar jy dink, ek ken die weg. Die feit van die saak wat ons moet erken is, ons ken ten dele. Ons weet nie eers alles van alles, nie eers bietjie van alles. Groot vraag van hierdie teks, wat ons baie vinnig oor gelees het, is die merkwaardigheid van hierdie blinde man wat hom laat lei het deur die Here. Toe hy nie kon sien, toe hy nie geweet het waarheen, toe God nog besig was met hom, het hy homself laat lei, in die hand van die Here gebly. Kan hoor hoe hierdie teks 'n appel rig op ons. En jy? Laat jy jou lei? Of volg ons eie goeddenke? Dis my pad. Dis my antwoord. Dis my heil. Dis die oplossing. Vra die teks vir jou om te heroorweeg. Laat jy jou deur die Here lei. Ons het duidelik gesien, die een wat die eerste aanraking gee, is ook die een wat die tweede aanraking gegee het. Die een wat die werk begin het, is die een wat die werk voltooi het. Met die blinde man, met die disippels, was dit God. Die teks vra, en jy? Kan jy dit ook sê van jou eie lewe? Laat jy jou deur die Here lei. Geliefdes, en daarom kan ons met vertroue weet, dat dieselfde Here wat die blinde man se oë geopen het, steeds met sy disippels was, ons gebruik die woord volgelinge is, en dit sluit ons veral ook in. Ons oë oopmaak, geestelike insig gee, mettertyd, nie op jou tyd nie. God doen dit. Wat hy doen is volmaak en reg. En eendag sal ons alles weet. Wanneer ons aangesig tot aangesig voor die Here staan, sal ons alles weet. Sal ons helder siendheid hê. Sal ons beter perspektief hê. En nou bevind ons onsself nog soos daardie blinde man, wat bietjie sien, maar nie alles nie. Juis in daardie tyd, dat ons op die Here sal vertrou. Laat jy jou lei. In wie se hande bevind jy jouself? Wie volg jy? Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons raak stil voor U die besef, waar ons juist praat en baie goed begrip het daarvoor, Here, in ons lewens, daar dinge wat voor ons oë is, wat ons nie altyd sien nie. Wat ons hoor, mense sal sê, maar nie noodwendig altyd van kennis sal neem. Sien ons dit afspeel, Here, in hierdie verhaal, in ons teks wat ons gelees het, wat ons noodwendig dink, een ding beteken, ons fokus op is, iets wat ons eerste sien, die genesing van die blinde man, en daardie wonderwerk as sulks. Maar kyk, ons mis die groter verhaal wat afspeel, die verhouding met die disippels, die geloofsgroei waarvan Markus vertel het. Maar ook, Here, selfs daarin kan ons onsself blind stel. Die gedeelte handel oor onsself, oor ons eie fases van groei.
oor ons eie lewensweg, oor ons eie blindheid, Here, oor ons eie arrogansie, waar ons durf dink om te sê, ons sien en ons weet, en laat ons ander mense van ons insigte vertel, maar dan besef ons sien net ten dele en ons weet self nie, is ons maar blindes wat ander blindes moet lei. Here, daarom kom ons nie in menslike bravade voor U, oorskoulik as ons wat kan sien, of kan hoor en verstaan, Here, maar as kinders wat blind is, blind in die geloof, wat die genesing nodig het. En wat kon raak lees, dat U insig gee. Nie noodwendig, Here, op ons lewensweg, soos ons dit sou wou hê, so gou dalk nie, of in daardie omstandighede soos ons verkies nie, maar sien ons eweneens juist dit, die appel, wat hierdie Gees ook vanoggend aan ons rig, wie lei jou? Jy self? Help ons, Here, dat ons lewens daagliks in U hande plaas, dat ons nie onsself lei nie, of ander ideale. Here Jesus Christus, U alleen. En ja, Here, dat ons kan beleef hoe U perspektief en visie en hoop en lewe gee. Soos U vir die blinde man gegee daardie dag, soos U vir die disippels gegee, so ook vir ons. Dat ons tog kan sien. Maar dis U wat openbaar. Dankie, Here, dat U ons nie langs die lewenspad net sonder meer los nie. En dit gee ons hoop, visie, perspektief. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.